Vriende, in my hart wil ek sê baie dankie dat u gekom het vandag by hierdie geleentheid. Mag die Here ons hier ons saam vou in sy liefde toedek en ons genadig wees en ons hier uitstuur vir troos en versterk om die wedloop daar buitekant te gaan hardloop. Kom ons bid net eers 'n woordjie saam. Ek slaan my oë op na die berge en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here, op u vertrou ons. Op u verlaat ons onsself. By u skuil ons. En ons bid, Here, dat u in hierdie oomblikke vir ons sal help om ons gedagtes hemelwaarts te fokus. Here, dat ons sal besef, u is die beskikker van die hemel en aarde, van lewe en dood. En daarom het ons geen ander skuilplek as maar net by u alleen. Kom vertroos ons, Here, wees naby ons harte. Ons bid, Heilige Gees, dat u ons sal help om die dinge wat onrein is nie nou te bedink nie, nooit te bedink nie. Maar Here, dit wat in hierdie oomblik hier gaan plaasvind, dat ons daarop sal fokus en ons harte vir u sal oopmaak in Jesus naam. Amen. Laat my toe, vriende, om my innige simpatie te betoon teenoor elkeen vandag wat bedroef is. Ek dink aan Jean wat in 'n sekere sin baie weerloos voel vandag. Maar prys die Here, al die kinders, al die familie is hier om by te staan. Ek dink aan die kinders, die wat van ver gekom het, Port Elizabeth, Friedenburg, ons waardeer, die Here seën vir u. Dink ook aan die klein kinders, vir hulle is dit net so swaar. Wonder of dit nie vir hulle swaarder is nie. Ek weet, ons as groot mense kan al die dood verwerk, maar kinders, hoe moet hulle dit verwerk? Hoe moet hulle dit verstaan? Waar is oupa? Dat oupa seer. Maar kinders, oupa het nie seer nie. Oupa is nou by 'n baie beter plek. Oupa is by die Here in die hemel. En ek wil vir ons 'n vers lees. Kom ons lees dan saam hieruit, as die Bybel het, 2 Samuel 3 vers 38. Abner het gesterf weens Joab wat hom doodgemaak het, en Dawid rou, en dan sê hierdie woorde in vers 38, 2 Samuel 3 vers 38. Verder het die koning aan sy dienaars gesê, weet julle nie dat vandag 'n vos en 'n groot man in Israel geval het nie? En ek wil dit van toepassing maak op ons broer, op ons dierbare ontslape broeder, dat hy was ook 'n groot man gewees. Hy was ook 'n vos in my oë gewees, opgekyk en baie opsigte na hom gewees. 'n Man wat gestaan het vir reg en vir geregtigheid. Nog die vorige Sondag het ek hom hoor sê, 'n ding is by my net reg of verkeerd. Ek het hom dit seker ook baie hoor sê. 'n Groot man, en ek wil in 'n neutedop so vinnig iets probeer sê oor sy lewe. Ons verbintenis kom nogal oor so nagenoeg 26 jaar. Toe ons in Vredendal bedien het ons die man en sy vrou in die kerk opgemerk. En later uitgevind dat 'n skou met perde, dis hier ook omdat dit die kerk is. En toe ons in Babelsbergland, toe ons sien hier is die mense weer. En ons het later al liewe vir hulle geword, en die verbintenis het later so geword dat ek vir Morney en vir Jolandi getrou het. Ons het nou daar by eensgesin verbygery en gedink aan daardie mooi dag. Loof die Here. Soveel mooi herinneringe. Ek onthou dat ek vir Neil by elke plekkie besoek het waar hulle geskuif het, so saam met die perde. En daar by Friedenburg, buitekant Friedenburg, het hulle gebly, en dan het ek altyd vir die selgroep in Friedenburg op klipspye gevat. En toe ek nou vir Neil gebel en gesê, maar ek kom so en so tyd verby. Hy het altyd 'n goeie sin vir humor gehad, en nou was hy grappe. Ek wil nou nie een van die vertel nie. Maar toe sê, daar staan 'n wag by die hek, en hy laat net mense met tuks by die deur. Snaaks het die mense dit onthou. Neil was 'n gesinsman gewees. Neil was lief vir sy vrou gewees. Hy het 'n spesiale naam vir haar gehad, wat ek ook nie wil sê. Mense van u ken die naam.
Neil was lief vir sy kinders gewees, hy het my alles vir julle vertel. Ook as daar onmin is, het hy vir my vertel. En op 'n dag, bel hy en hy sê vir my, pastoor, het al net vir my gesê, hoe gaan dit met my herder? Pastoor, jy sal nie glo nie. Al 3 my seuns is vandag hier. Hy was so bly gewees. Hy was so dankbaar. Jy weet maar net nie hoe lief was hy vir die gewees nie. In my hart geroer daardie dag. Lief vir die kleinkinders, hy het gespog met sy kleinkinders. Sy kleinkinders was vir hom baie, baie kosbaar. Onthou die dag wat die enetjie daar gekom het, ek wil nou nie name noem nie, dan voel die ander dalk uitgesluit, maar hy sê met almal gespog, maar hy het vir haar gesê, pastoor, dis nou my hele lewe hierdie. Wat dit wil sê, almal van hulle is sy hele lewe gewees. Hy het gespog met die enetjie sy Bybelkennis wat gedoop gaan word op sy verjaarsdag, wonderlik. Sy gesin was en is lief vir hom gewees. Almal het gehuil. Sy vrou het gehuil. Morney het gehuil. Renier het gehuil. Ek sien dat Renier het sy pa se foto op sy WhatsApp gesit op die voorblad. En as hy bel dan, sien ek het al die dae as ek vir hom bel. Sy verhouding met die Here. Toe ons die vorige Sondag daar doop, en ek en die dametjie nou daar staan wat gedoop gaan word, en ek bietjie verduidelik, sê ons doop die mense wat nie 'n dag en 'n datum van bekering het nie. En spontaan sê jy, ons het 'n dag en 'n datum. As jy kyk na haar man en sê, noem die dag en die datum. Prys die Here, dis waar ons begin. Ek hoop jy het 'n dag en 'n datum. Anders flout jy maar net so. Dit beteken niks vir die Here nie. Maar mense het te begin met jou wandel met God, met jou loop met die Here, jou wegspring in die geestelike wedloop, die wedergeboorte, die dag wanneer jy jou saak met God regmaak, jou sonde bely, laat staan Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, en daar 'n verhouding tussen julle is. Dis die begin van alles. Daarsonder het jy niks aan die Here nie, bloot net godsdienstig. Neil het graag die Bybel gelees. Hy het graag gepraat uit die Bybel en oor die Bybel en van die Here. Hy het elke dag vir my gebid. Loof die Here. Sy geliefde Bybelskrywers was Angus Buchan gewees. Die dagboeke van Angus Buchan het hy gelees. En altyd vertel, pastoor, ek het vandag so 'n mooi stukkie gelees. En dan het hy eers op my daar vertel en gelees. Sy geliefde prediker was Dr. Isaac Burger gewees. En asof dit nou miskien niks tel nie, maar vir my dit getel. Hy het net 'n plas geprys ook vir my prediker. En hy kon na baie ander kerke en predikers gaan luister, maar snaaks genoeg hy op 'n manier by my aanbeland gevind. En dit was vir my kosbaar gewees. Nie het gery na die dienste. Hy het sy huis oopgestel vir ons. En as ek hom gebel het, dan het hy gesê, pastoor, ek betaal eers vir jou gou daar op geld op jou telefoon by. Kosbaar. Loof die Here. Ek wil hier vir ons 'n ander vers ook lees. Hier in 2 Samuel 2 vers 7. Daardie stadium was Saul die koning ook dood in die geveg teen die Filistyne. En Dawid spreek met die hele Israel met sy manne en hy sê die volgende: En nou laat julle hande sterk wees en wees wakker manne, want julle heer Saul is dood. Pa is nou nie meer daar nie. Oupa is nou nie meer daar nie. Wie gaan oupa se plek inneem? Wie gaan ry agter dienste soos wat oupa gelei het? Wie gaan sy huis oopstel soos wat oupa sy huis oopgestel het? Wie gaan staan vir reg en vir geregtigheid soos oupa dit gedoen het? Nou is die volgende geslag, nou is dit julle beurt. Nou is dit in julle hande.
Nou moet julle sy plek vol staan. Hy het 'n groot plek geval. Hy laat 'n groot leemte, want hy was 'n vors. En daarom daar die skrifvers, weet julle nie vandag, dat 'n vors en 'n groot man in Israel geval het nie, inderdaad. En dit is julle nageslag, julle plig, om sy plek vol te staan. Ek wil graag vir u troos, hoe aarde, ek sien nie dat is om volgens die skedule, maar dit so 'n minuutjie laat begin. Ek gaan so skerp 1 minuutjie nog vat. Geliefdes, ek wil die troos met die gedagte, ons moet dink oor die dood, soos Paulus dink oor die dood. Nadat hy weggeruk is tot in die 3de hemel en by die Here God was, praat hy aanhoudend van die hemel. En praat hy aanhoudend daarvan dat hy eintlik wil doodgaan. Dis merkwaardig. Filippense 1:21 sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Die wins is die beste kant. Vers 23 sê, ek het verlange om heen te gaan en by Christus te wees, want dit is by verre die beste. Ek kan julle verseker, oupa, pa, my man, wil nie hier wees vandag nie. Hier waar ons stryd het, hier waar ons op 'n harde bank moet sit, hier waar ons 'n masker moet dra, en is onaangenaam, en is stryd, en is moeite, en is slegte dinge in hierdie wêreld, en boosheid. Hy juig op die strate van goud, prys en wonderlike naam, net omdat hy Jesus Christus in hierdie lewe aangeneem het. Angus Bakken, die man van wie hy baie gepraat het, sê dit dikwels, die hemel is nie vir goeie mense nie. Die ken dit, Angus Bakken sê dit baie, maar vir hulle wat weergebore is, hulle wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en zaligmaker, daarsonder sien u nie die hemel nie. Daarom, ek neem nie afskeid nie, vir my lewe ons broeder. Hy leef nou eers, hy is nou eers gesond, hy is nou volmaak. En daarom moet ek en jy ook so oor hom dink, en oor hulle wat ons heen gegaan, vooruit gegaan het. En gaan hom. Ons strewe nog om daar te kom. Dis net 'n kort tydjie van groet. Kom Jesus nou op die wolke, sien ons hom. Sterf het môre, is dit by hom. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Abraham, Isak, Jakob, en die huis is ook daar. Al die lewendes is daar, is net op 'n beter plek. Eerstdaags is ek en jy ook daar. Een van die dae sien ons daar vir hulle op die wolke kom. So dis net 'n klein tydjie. Hulle lewe, dink anders ter. Mag dit die troos wees. Voordat ek oorgee vir Johan, kom ons bid net nog 'n woordjie saam. Vader, ons sê dankie, dat ons kan anders dink oor die dode, wat eintlik nie dood is nie. Want nou leef hulle eers. U praat van hulle as die God van die lewendes. Die lewendes. Hierdie kant van die graf is ons eintlik in 'n sekere sin nog in die dood. Want daardie kant sterf hulle nooit weer nie. Het hulle volmaaktheid bereik in Christus. Vader, ons bid dat U ons harte daarmee sal vertroos. Dat ons sal moed skep om te weet ons broeder is gesond, is volmaak, geen lyding, geen stryd. Dis net 'n kwessie van tyd wat ons skei en dan is ons weer saam met mekaar. Hoe sal ons daardie dag juig? Help ons dan, Here, om getrou te wees, dat ons dit sal maak, sodat ons wegrapingsmateriaal sal wees wanneer jy op wolke kom, of wanneer ons die asem uitblaas, dat ons saad met U reg sal wees. Kom lei ons verder in hierdie verrigtinge deur die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. I didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through the
Your love lives inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always make my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Baie dankie, Jolandi. Cornelis Janse Uys. Ons paai het gekruis op die 16de Februarie 1967. Die dag toe hy my ma, sy suster vergestel het na Karel Bremer Hospitaal toe om aan my geboorte te skenk, omdat my pa op daai stadium nie langer gesien het vir sy huwelik en sy 3 seuns nie. Hy vertel so deur sy skaterlag hoe die suster my daardie dag in sy arms gelê het en gesê het, kyk hoe trots lyk hierdie pa met sy seun in sy arms. Ek het die voorreg gehad om 2 Sondae gelede saam met hulle op die plaas huiskerk te hou en te deel in die vreugde van 'n groot doop. Ek onthou Dominee Piet se woorde dat ons onsself voortdurend moet inspann en voortbeur na God toe in volle geloof, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en die verlamde man wat met toue deur die dak ingesak is. Jy sien, môre is aan niemand beloof nie. Daar kon ons op die stoep nog 'n laaste paar woorde wissel, min wetend dat sy wegraping binne 4 dae sou plaasvind. Ek sal hom onthou as iemand soos hulle in Engels sê, what you see is what you get. 'n trotse man, een sonder pretensies, 'n eerbare en eerlike man, sonder bedrog in sy hart, 'n hardwerkende man, 'n man wat lief was vir sy vrou en sy kinders en sy kleinkinders. Sit of met 'n beker koffie of met 'n glas Coke en dan het die Bybel daar so skynslinks voor hom gelê. Dan het hy altyd vir my vertel hoe goed God is en hoe geseënd hy en die tannie is.
Vanmôre toevallig in my stilte tyd in Handelinge 10, jy kan self die verhaal daar gaan lees van Cornelius, die Italiaanse bevelvoerder. Ironies en interessant, Cornelis. Daar lees ons in vers 35, dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Vers 43 sê, aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sy sondes deur sy naam sal ontvang. Ek het in hierdie dae gewonder, waarom so skielik? Waarom so vinnig? En toe kom die gedagte by my op. Salomo het heel waarskynlik vir God gesê, die perdestoet raak nou vir my te veel. Ek kom nie meer by alles uit nie. En toe antwoord God, ek ken net die regte man vir die taak. Ek lees vir die graag 'n brief voor wat Morley geskryf het. Pa, nooit het ek tot die besef gekom dat pa nie vir altyd by ons gaan wees nie. Hoekom sal ek dit dan doen? Pa is dan so 'n sterk en trotse man. Wat kan met pa gebeur? Selfs met die siekte van pa, sal ons nog altyd glo dat pa deur dit sal kom. Op donderdagoggend 11 Maart is my hele wêreld onder my uitgeruk. Die oproep wat ek ontvang met pa is nie meer by ons nie. Is amper soos iets wat nie in werklikheid kan wees nie. Die leemte binne my, die wete, net om te weet, dat pa nie daar op die stoep sal sit wanneer ek kom kuier nie. Die handskrif en altyd die lekker geselsie. Pa, ons weet, pa is van 'n baie beter plek, met geen pyn en lyding nie. Ons weet, al pa se bekommernis en pyn is iets van die verlede, want pa is in die hemel, saam met al die ander familielede wat ons oor die jare afgestaan het aan die dood. Ek is bevoorreg om 'n pa te gehad het vir 48 jaar van my lewe. Die dinge wat pa van ons geleer het, sal altyd deel wees van ons lewens, en ek sal dit altyd toepas, sodat pa altyd binne ons almal sal voortleef. Pa het ons geleer hoe om ons Here altyd eerste te stel. Maak nie saak wat nie. Ek dink nou nog daaraan, toe ek 'n klein kind was, en ons het boeke gevat, hoe pa ons partykeer gestel het, omdat ons vir een of ander rede nie kon ophou lag nie. Maar Bybel lees was daar altyd gelees. Dankie dat pa ons geleer het om mense met respek en liefde te hanteer. Dat 'n man se woord sy eer is. Wanneer jy jou woord vir iemand gee, maak seker jy volg dit, want jou woord is jou eer. Pa, ek wens ek kon net 'n oomblik of 1 minuut kry om vir pa te sê hoe lief ek vir pa is en hoe trots ek is om 'n pa soos pa te gehad het. Ek dink nie daar is eintlik woorde op die aarde wat kan beskryf aan ander mense hoe 'n wonderlike pa ons gehad het nie. Ek glo as ek dit kon beskryf, sal ek net kan sê dat ons Here sy engel omhaal het. And whispered, "Come to me." With tearful eyes we watched you, and saw you pass away. And though we loved you dearly, we could not make you stay. A golden heart stopped beating, washed my hands at peace. God broke our hearts to prove to us, He only thanks the best.